goedheid, Heer. Psalm 23. Die eerste beruiming, dankie Altus. Psalm 23 en die versies. OK, kom ons sluit af met hom. Psalm 23, die eerste beruiming.
Kom ons staan, dan sing ons gesang 4, daarvan al 3 die verse. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie dat ons as U gemeente vanaand weer by mekaar kan kom. Dankie Here dat U ons hier versamel het. Dankie dat ons selfs in die donker mag sing en ons harte vrolik kan wees, omdat U ons koning is, omdat U ons Here is. Ons bid dan om die genade en die barmhartigheid en die vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here. Ons blaai na Gesang 15 en daar sing ons al 2 die verse. In the
Ons skriflesing is vanaand weer uit Romeine 7, daar vanaf vers 14. En ons lees tot en met hoofstuk 8 vers 4. En die fokus val vanaand, gisteraand het dit geval op vers 1, vanaand val dit op vers 2 tot 4. Met die tema bevry van die wet van sonde en die dood deur die gees van die lewe. Romeine 7 vanaf vers 14 en ons lees tot en met hoofstuk 8 vers 4. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hier die wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevangen neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Tot sover. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie, Here, dat ons hierdie week so kan stil staan by Romeine 8, dat ons dit stelselmatig kan deurwerk en dat ons weer opnuut daarvan bewus kan raak dat ons 'n stryd in ons het, elkeen van ons wat die stryd voer teen die sonde en wat soveel keer vaar in hierdie stryd en wat struikel en wat val. Ons wat soms vrae ontwikkel in ons harte oor die sonde in ons lewe. Hoe kan U 'n sondaar soos vir my lief hê? Tog kom U in hierdie gedeelte en U kom sê vir ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die liefde van U, o Here, is so groot en so diep en so wyd. En dan begin ons te verstaan wat dit beteken dat ons mekaar ook kan lief hê, omdat U ons heel eerste lief gehad het. Wil U gee dat ons U, o Heilige Gees, ook sal eer vir U wat van ewigheid af God is, en dat ons hierdie week ook sal stil staan en werklik elkeen by onsself sal dink aan U werk in ons lewe. Ons bid dat U ons harte nou sal stil en dat U ons in die volle waarheid mag lei. In Jesus se naam. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het laasnag stil gestaan by dit wat waar is in die geval van 'n Christen. En dit is, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En ons het gesê die woordjie nou is belangrik, want
daar is nou reeds geen veroordeling nie, want 'n Christen, het ons gelees uit Romeine 5 uit, staan in die genade. Maar ons besef ook, almal is nie Christen nie, jy is of 'n Christen of jy is nie. Of jy is in Christus of jy is buite Christus en buite die genade. En dis een van Paulus se gunsteling maniere om 'n Christen te beskryf. Elkeen van ons het gunsteling gesegdes of sê woorde, en Paulus se gunsteling manier om 'n Christen te beskryf is om te sê, ons is in Christus of Christus is in ons. En hy doen dit so wat 160 keer reg oor sy briewe. Hy is lief daarvoor om 'n Christen so te beskryf. En dalk kan ons hierdie voorbeeld gebruik om die in Christus gedagte so bietjie beter te verstaan, want een persoon kan tog nie in 'n ander een wees nie. Andersom, soos Paulus dit ook gebruik, maak meer sin. Want hy sê ook soms, Christus is in ons. En vir ons gedagtes maak dit 'n bietjie meer sin, want deur sy Gees kom woon hy in ons en kom maak hy van ons sy woning. Maar hoe kan ons in Christus wees? Maak nie sin nie. Nou wanneer dit koud is, soos wat dit was vir die afgelope paar weke, en dis nat en dis winderig, dan kan ons vir mekaar sê, elkeen van ons was blootgestel aan die koue. Daar was niemand in Oranje wat nie blootgestel was aan die koue nie. Ons almal het lekker koud gekry. En as jy nie het nie, kan ons vir die doel van die illustrasie so 'n bietjie oor dramaties wees en sê, vir die afgelope paar weke in Oranje was dit -40. Almal in Oranje was blootgestel aan hierdie dodelike koue. Maar as jy in die huis was, dan was jy beskik daarvan. Dan was jy veilig. Daar het dalk nog so 'n bietjie koue deurgekom, maar dit was nie meer so dodelik nie. En in die huis was daar warmwatersakke en elektroniese komberse of elektriese komberse en die beste vere en die beste wolkomberse wat jy aan kan dink, om jou verder te help om hierdie koue te wen, om jou verder te beskik. Nou net soos almal blootgestel was aan hierdie koue, is almal blootgestel aan sonde met sy dodelike nagevolge. En die heel eerste ding wat Adam en Eva besef het toe hulle gesondig het, was dat hulle naak was. Nou om naak te wees in -40°C weer, terwyl jy totaal ontbloot is aan die elemente, sal net die dood tot gevolg hê. Maar in die huis is daar vir jou beskerming van die dood. Die hartseer is, ek en jy staan voor die huis. Ons is gebore soos elke mens op aarde, ongelowig, en ons gedagtes lei na niks. Dit beteken ons sien die huis, maar ons is verduister in ons verstand, ons is hardnekkig en ons is onkundig, soos ons nou Sondag gehoor het. Ons sal nie na hierdie huis toe stap nie. Maar as jy in Christus is, dan het die Heilige Gees jou hart verander, en jy het iewers gehoor, in die huis is daar vir jou beskerming. Sien nie almal wat dit hoor, gaan soek beskerming in die huis nie. Nie almal wat die evangelie hoor, glo dit nie. En dis die hartseer realiteit. En omdat die Heilige Gees vir jou die gawe van geloof gegee het, het jy daardie woorde, dat daar beskerming is in die huis, aangeneem, en jy het ingegaan en jy het beskerming gevind. Jy is beskik van die dodelike nagevolge van die koue, van die sonde. Maar soos ons gisteraand en ook Hemelvaart gehoor het en hier gelees het, kom die koue maar nog in. Maar nou is dit nie genoeg om jou dood te maak nie. Daar is ook komberse en verwarmers in die huis, en dit help ons om die bietjie koue wat nog deurkom te bestry. So jy is of in die huis met al hierdie toerusting tot jou beskikking, of jy is buite die huis. En terwyl ons nog teen sonde stry, is dit ons troos. Daar is geen veroordeling, daar is geen straf wanneer jy in Christus Jesus is nie. So jy is of in Jesus of jy is buite Jesus.
En dit bring ons dan by vanaand se boodskap, en die spyker word so klein bietjie dieper ingekap, en dit beteken die boodskap is soortgelyk, maar hy verdiep net ons kennis. En die boodskap is dan, ons is bevry van die wet van die sonde en die dood, deur die gees van die lewe. Dis wie 'n Christen is. In Galasiërs 3 vers 10 skryf Paulus, want almal wat uit die werke, en hy verduidelik hierdie gedagte, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit geloof lewe. Wat sê hy hier? Hy sê almal wat wil staatmaak op die onderhouding van die wet val onder die vloek van die dood, die vloek van die hel. Want jy kan die wet nie volkome onderhou nie. En as jy die wet volkome wil onderhou, moet jy die hele wet onderhou. En daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet staan. En dan gaan hy verder, en dit is belangrik, niemand word op grond van gehoorsaamheid aan die wet vrygespreek. Niemand. Jy kan net deur te glo in Jesus vrygespreek word en lewe. En dis dan presies wat Paulus in Romeine 8 vers 2 sê. Hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou ons kan dit ook soos volg lees en hoor, mense, ons wil altyd graag sonde doen. En sonde laat mense sterf. Maar die Heilige Gees het jou vrygemaak en hy help jou om te doen wat God wil hê. Die Heilige Gees laat jou waarlik lewe, jy wat aan Jesus behoort. Sien, 'n Christen is bevry deur iets en van iets. Bevry deur die wet van die Gees en bevry van die wet van die sonde en die dood. Maar as Paulus dan hier praat van die wet van, dan moet ons onthou, in die Ou Testament was daar 3 kategorieë van wette gewees. Daar was die burgerlike wet, en daar was die seremoniële wette, en daar was die morele wette. Die burgerlike wette was daarom Israel polities te rig. Ons kan dit sien as hulle grondwet, die wyse wat hulle as volk saamgeleef het en as volk georden was. Dit was die burgerlike wette. Die seremoniële wette het die Here vir hulle gegee, want in Levitikus sê die Here, heilig moet julle wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. En die vraag van Israel was, hoe kan 'n sondige en 'n onrein volk ooit die guns en seën van die Here verwag en in sy teenwoordigheid kom? En jy's daarom, om hierdie oplossing te bied, het die Here vir hulle die seremoniële wette gegee, waardeur hulle gereinig kon word van hul sondes. En hulle vergifnis kon ontvang, sodat hulle nie permanent onrein gebly het nie. En dis dan waar al die soorte offers vandaan kom, en die dag van versoening, en die priesteramp. Laastens het die Here vir hulle die morele wette gegee, wat ons vandag ken as die 10 gebooie, en die verduidelikings daarvan in die Ou Testament, en die opsommings daarvan. Nou hierdie wet omskryf die volmaakte wil en wese en karakter van die Here. Die vraag is net, so na watter een of 2 van hierdie kategorie wette verwys Paulus in Romeine 8 vers 2, want hy praat ook van wette, spesifiek die wet van die gees van die lewe en die wet van die sonde en die dood. Is dit die burgerlike wette, of is dit die seremoniële wette, of die morele wette? Is dit 'n mengsel tussen die wette? Is dit 'n uitbreiding daarvan? En ek dink dit is 'n bietjie meer ingewikkeld, as net om te sê, dis daardie een, maar uit die 3 opsies, is dit seker die veiligste om te sê, dit is die morele wette waarna Paulus verwys, want ons is nie Israel nie. Daarom hoef ons nie hulle burgerlike wette te gebruik nie. Die voorhangsel van die tempel het geskeur. En dis nou sonde om te glo, jy kan deur jou eie offers veroordeling vryspring. So na watter wet verwys Paulus en wat sê hy daaroor?
Is die wet dan sleg of goed? Is die wet onnodig vir Christene? Dit help ons om so 'n bietjie terug te gaan en te kyk na hoofstuk 7, die vorige hoofstuk, want daar sê Paulus onder andere in vers 12, dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Vers 14, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. En dan vers 24, wat ons nou al geruime tyd op fokus, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Wie gaan hom red? Is dit die wet? En die antwoord is nee, nie die wet nie. Want die wet kan dit nie doen nie. En dan sê hy, ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. In hoofstuk 7 is Paulus baie duidelik. Al is die wet goed, kan dit hom nie red nie. Hy wat al daardie bates gehad het, en in sy woorde wat die geregtigheid in die wet betref onberispelik was. En daarom erken hy, verlossing deur gehoorsaamheid aan die wet is onmoontlik, want sy ongehoorsaamheid wys wie hy is. En dis hoekom hy sê, ek elendige mens, wie sal my kan verlos? Met my sondige natuur, met my vlees. En die wet het hom ontbloot. Die wet kan jou nie red nie, die wet ontbloot ons. Dit ontbloot vir jou en dit ontbloot vir my elke Sondag wat ons dit lees. Want die wet wys vir ons wat sonde is. Sonder die morele wet, sonder die 10 gebooie, sonder die wet van die Here sou ons nie geweet het wat moreel of immoreel is nie. Reg en verkeerd. En nou dat ons die wet het, die wil van die Here, weet ons wat sonde se definisie is. Daar sonder sou ons nie geweet het nie. Rebellie teen God. Rebellie teen sy wil en sy wet. Dit beteken alles wat teen God se wet is, soos dit verduidelik word in die 10 gebooie en opgesom word deur Jesus se sonde. En jy kan nie self besluit wat sonde is en wat nie. Nog 'n ding wat Paulus uitwys oor die wet in hoofstuk 7 is dat, en dis interessant, is dat die kennis van die wet, dan word die kennis oor wat goed is en wat sleg is en wat reg is en wat verkeerd is, maak dat ons wil sondig. Ek gaan dit weer sê. Kennis van die wet maak dat ons wil sondig. Dit maak nie die wet sleg nie. Paulus het gesê die wet is goed. Maar sien, dit spreek van ons sondige natuur, dit spreek van ons vlees en dit spreek van die sondige instink. En omdat ek hou van die wildtuin en die natuur, dink ek altyd soos volg aan die verhouding tussen die wet en my sondige natuur. Ons sondige natuur is soos die luiperd se instink om te jag. En al het hy reeds 'n bokkie gevang, sal hy elke keer wanneer daar nog 'n bokkie voor hom verbyloop, hom probeer vang. Eendag 'n video gesien van 'n luiperd wat beseer was en wat 'n welpie gehad het en in 'n kwessie van 'n uur het sy 3 duikers gevang. Die kennis van die wet, in hierdie geval die kennis van dit wat teen God se wil is die bokkie in die veld wat voor die oë van die luiperd verbyloop. En die instink, die natuur van die luiperd is nie om die bokkie te los nie, dis om die bokkie te vang. En dit beteken, ons het van nature 'n geneigtheid na dit wat verbode is. En waar lees ons dit wat verbode is? Ons lees dit in die wet. 'n Paar praktiese voorbeelde daarvan. Ek was nou die dag in Ora Kabab gewees en daar is 'n kas en op die deur van die kas staan daar moenie oopmaak nie. Binne in die kas is daar 'n opgestopte bobbejaan wat wag om jou skrik te maak. En as jy skrik gemaak is, het jy gekry wat jy verdien, want daar staan moenie oopmaak nie. Interessante een. Iemand wat vra, moet asseblief nie op my gras loop nie.
As daar nie 'n bordjie was nie, het jy nie eers daaraan gedink nie, maar nou dat die bordjie daar is jy bereid om oor die pad te stap sodat jy uiteindelik op sy gras kan loop. Hoekom wil jy dit doen? Kinders, hier moet julle stil sit, hoor. Julle moet stil wees. Wat doen die kinders? Wat doen die kinders? Hulle hardloop en skree so hard soos wat hulle kan. Hoekom? Om dit te illustreer, so die kerkvader Augustinus in sy getuienis dat hulle as kinders pere gesteel het. En die helfte van die pere wat hulle gesteel het, het hulle vir die varke gaan gooi en hy sê ook, ons het pere by die huis gehad en dis baie pere as die wat ons gesteel het, maar ek wou gevoel het, hoe voel dit om 'n dief te wees, want om te steel is verbode. En hy skryf daarin, ek wou 'n dief wees. Ek wou steel, want hulle het gesê ek mag nie. Ons het van nature die geneigtheid na dit wat verbode is. En die wet sê wat dit is. En hierdie realiteit is wat lei na sonde en dood. En dan brei Paulus uit op vers 2 met vers 3 en hy sê wat vir die wet onmoontlik was, omdat die wet kragteloos is om my te red, weens die sondige natuur van die mens, weens hierdie geneigtheid van my na die verbode, het God my gered deur sy seun. Omdat die mens gesondig het, is Jesus gebore, dis wat daar staan. Jesus is gebore omdat die mens gesondig het, om in die plek van die mens as mens veroordeel te word. Hoekom het dit gebeur? En ek hoop u volg die argument van Paulus en dat ek u nie al iewers te verloor het nie, want dis nie net 'n klomp onnodige teologie nie, dit is lewensbelangrik. Hoekom is Jesus gebore as mens? Hoekom moes hy 'n mens geword het? Hoekom moes hy volkome mens geword het? Hoekom is hy gestuur in die gelykheid van die sondige vlees, soos wat ons lees? En die antwoord is uiteindelik in vers 4. Sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Die oomblik toe Jesus op die kruis veroordeel was as mens, was daar iets anders aan hom. Sy hele lewe lank, van sy geboorte af, was daar iets anders aan hom. En die misdadiger aan die kruis wat tot bekering gekom het, sê wat? Hy was onskuldig. Wat beteken, of wat beteken dit dan dat die reg van die wet vervul kon word? Dit beteken Jesus was as mens volkome gehoorsaam aan die wet. Sien, dis belangrik. Hoeveel, as ons net by onsself dink, hoeveel sonde het jy al in jou lewe gedoen? As jy dit kan meet. Ek weet nie waarin ons dit gaan meet nie, maar hoeveel sonde het jy al in jou lewe gedoen? Vandat jy gebore is, vandat jy bevrug is, vandat jy die resies gewen het. Probeer dit meet. En besef, as Jesus net een sonde, een klein wit leentjie aan Maria vertel het toe hy 4 jaar oud was, dan was ons nog vandag nog steeds onder die wet van die sonde en die dood. Maar nou dat hy nooit gesondig het nie, en altyd gehoorsaam was tot en met sy dood aan die kruis, sal sy geregtigheid deur die werk van die Heilige Gees in ons begin leef, en dis wat Paulus sê. Die wet van die Gees van die lewe. Liefdes, dit is wat 'n Christen in sy nuutheid so drasties anders maak as die ongelowige. Wat nog onder die wet van die sonde en die dood is. Ons is bevry, ons is vrygemaak, omdat Jesus in my plek veroordeel is. En hy volkome gehoorsaam was aan die wet. En die Gees werk nou in my, sodat my vryheid al meer en meer sigbaar word in gehoorsaamheid. Maar hierdie gehoorsaamheid is lankal nie meer om verlos te word nie, om heilig te word nie.
Hierdie gehoorsaamheid is omdat jy verlos is. En in die eenvoudigste van eenvoudigste terme, die Christen is bevry van die sonde en die dood deur die Heilige Gees en nou maak hy my meer soos Jesus. Nou wil ek nie meer pere steel omdat daar 'n verbod op diefstal is. Ek wil nie meer 'n dief word omdat daar vir my gesê word in die woord ek mag nie steel nie. Maar die slegte wat ek nie meer wil doen nie, doen ek nog met tye. Wat beteken dit? Dit beteken die wet van die Gees van die lewe trek nie 'n streep deur hoofstuk 7 vers 19 nie. Dit bly ons stryd, dit bly ons alledaagse stryd op hierdie aarde terwyl jy sal lewe, terwyl jy sal asemhaal. Maar soos in enige stryd is daar uiteindelik 'n wenner en 'n verloder. Geliefdes, die Here kom in hierdie gedeelte en hy verseker ons vanaand dat wat vir die wet totaal onmoontlik was, dit het hy klaar gedoen deur sy seun. En die Heilige Gees kom en hy vernuwe my hart en hy gee vir my die versekering van oorwinning in die vorm van geloof en hy gee vir my 4 geskenke sodat ek meer en meer gelykvormig word aan Jesus. Want dis immers die Gees van Christus wat in ons woon. Van môre aand af begin ons te fokus op hierdie geskenke. Ons lees daar vanaf vers 5, nuwe gedagtes, geestelike gedagtes, 'n nuwe lewe en 'n nuwe identiteit. Amen. Ek gee geleentheid vir gebed. Dan sal ek vir ons afsluit.
Ons wil vir U baie dankie sê dat ons die bevryding mag beleef in die stryd wat ons elke dag voer. Dankie dat ons nie daardie verlore stryd voer deur U te bevredig deur ons gehoorsaamheid aan U wet nie. Want ons het net weer eens gehoor, daardie wet is nie bedoel om ons te red nie, maar om ons sonde uit te wys. Daarom as daar iemand is wat hier vanaand is en wat inskakel en wat geglo het dat hulle deur hulle gehoorsaamheid U moet tevrede stel en U moet bevredig sodat ons geen veroordeling sal ontvang nie en verlos kan word, Here, wil U deur die krag van die Heilige Gees in ons harte werk en in hulle harte werk. Want soos Paulus dit ook noem, dit is nie van U nie. Daardie boodskap kom nie van U nie. Dit dryf in en dit is 'n geblaf teen die evangelie. Ons het vanaand gehoor wat U wet is en dat U wet goed is. Maar dit wat onmoontlik was vir die wet, het U kom doen deur U seun. En dankie dat U as dubbele versekering die Heilige Gees vir ons uitgestort het en dat hy in ons harte kom woon en dat hy ons oortuig van die beskerming en die troos wat daar in die Here Jesus Christus is. Dat daar geen veroordeling is vir die wat in hom is nie. En dat U elke dag in ons werk sodat ons meer gelykvormig sal word aan die Here Jesus. Meer sal word soos hy. Dankie dat U ons daartoe dring. Dankie dat die wil om goed te doen by ons aanwesig is. En ons bid dat ons al meer, omdat ons verlos is, gehoorsaam sal wees aan U. Ons vra dan dat U met ons sal wees in die res van hierdie aand en ons weer môre aand veilig hier by die kerk sal aanbring. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.